Die huwelik. Die huwelik is kompleks. Daar's nie regtig 'n resep vir 'n huwelik nie. En soveel keer probeer ons huwelike vergelyk met iemand andersin. Ek hoor dit, wanneer 'n vrou vir my sê, my man behandel my nie soos wat daai vrou se man haar hanteer nie. Of wanneer 'n man vir my sê, Dominee sy hanteer my nie soos wat daai vrou haar man hanteer nie. Ons moet ophou om mekaar se huwelike met te vergelyk. Dit is onregverdig. Hoekom? Want ons as mense verskil. Die persoon waarmee jy getrou het, is uniek. Besonders uniek. Die Here het hom of haar gemaak en gekies vir jou. Jy het 'n belofte voor God gemaak. Nou, dekades gelede was daar die autoritaire huweliksmodel, waar mense vasgeglo het en Bybelse teksverse aangehaal het en gesê, die man is die hoof van die huis. Die vrou is onderdanig aan die man. Aldus was die huwelik eenvoudig. Daar was 'n resep. Die man maak die besluite alleenlik. Geen kommunikasie beteken geen risie. Daar was nie risie nie. Die man het die vrou goed hanteer, die gesin goed versorg, die vrou het na die kinders omgesien. Toe gebeur dit dat die vrou haarself vind. Ook besef, sy het talente, sy het gawes, sy is ook soms 'n beter leier as haar man. En daar begin toe 'n ander huweliksmodel ontstaan. Die kameraadskap huwelik. Die man en die vrou het soos vennote geword. Hulle praat met mekaar. Hulle neem mekaar se opinies in ag. Dit is 'n baie goeie huwelik, maar wat het gebeur? Omdat hulle alles saam gedoen het, is daar party mense, sê nou maar net jy is 'n introvert. Jy wil nie die heeltyd om ander mense wees nie. Jy wil nie heeltyd saam besluite neem nie. So wat daar gebeur is, partykeer werk die huwelik nie so mooi nie. Net soos wat die autoritaire huwelik nie baie keer so mooi werk nie. Want soms in 'n autoritaire huwelik verskil die persoonlikhede van so 'n aard dat die vrou die beter leier is as die man. Dat die vrou die sterker persoonlikheid het. En die man verkies dat sy of enigiemand anders in sy lewe leiding neem. In die kameraadskap huwelik, wanneer jy gesit het met twee mense wat albei saam besluite wil neem, maar een van hulle om te herlaai kort daai persoon net 'n bietjie spasie, net 'n bietjie alleentyd. Dan vind jy gewoonlik 'n man wat ekstra ure by die werk spandeer, omrede hy nodig het om te herlaai. In so 'n situasie val die huwelik dalk uit mekaar uit, want ons verstaan nie mekaar se behoeftes nie, ons verstaan nie. Ek is 'n introvert, ek moet gaan herlaai, ek het meer alleentyd nodig. Dis nie dat ek nie lief is vir jou nie, ek wil bietjie alleentyd hê, sodat ek kan herlaai. Of, ek is 'n ekstrovert, ek moet die heeltyd aan die gang wees, praat, ek het baie mense om my nodig. So ek wil dalk nie net my vrou se inset hê nie, ek wil my pa se inset hê, ek wil my ma se inset hê, voordat ons hierdie groot besluit neem, waar die introvert voel, ek en jy neem daai besluit. Dan kom ons by die omgekeerde rolle. Dit gebeur dat 'n man voel, die vrou moet eerder leiding neem. Die man is dan gewoonlik nie daar om te help nie. Sê nou maar net jy het 'n man wat wegwerk, soos wat my man vir baie lank weg was van my af. Dan moet jy leiding neem. As jou man ver werk, moet jy as vrou die besluite alleen neem. Meeste van die kere kan jy dalk nie nou op daai oomblik met hom praat wanneer jy 'n besluit neem nie. Jy is die een wat beide die rol van ma en pa versorger inneem vir daardie tyd wanneer jou man wegwerk of wanneer jou vrou wegwerk en jy is die een wat moet seker maak die huishouding en alles wat moet gebeur hierdie week gebeur op die regte tyd, regte plek. Dit wat betaal moet word by die kinders se skole word betaal op die regte tyd. Die sport wat bygewoon moet jy bywoon op die regte tyd. Dit is wanneer jy omgekeerde rolle kry. Wat gebeur in so tipe verhouding is kommunikasie is belangrik. Wat gebeur
wanneer ons nie kommunikeer nie. As ons nie met mekaar kommunikeer en besef, ek het nou nodig om leiding te neem, al is ek die vrou, of al is jy die beter leier. Ek moet nou leiding neem, want ek is die een wat verantwoordelikheid het om te sien na die kinders hier en nou. Die probleem is, hierdie verskillende modelle, enige model wat jy uitdink oor die huwelik, wat jy dalk gaan raak lees, dit gaan nie werk as jy nie intentioneel besluit om te praat met mekaar nie. Om te besef, jou huweliksmodel is uniek tot almal andersin. Hoekom? Want jou man het sy spesiale talente, hy het sy eie foute. Maar raai wat? Jy het jou eie talente, jy het jou eie foute. Ons moet mekaar help. Waar ek iemand is wat glad nie 5 uur in die oggend kan opstaan nie, kan my man 5 uur in die oggend opstaan. So hy maak die broodjies, hy pak die kosblikke. Ek maak myself reg wanneer ek 6 uur opstaan, sodat ek die kinders kan gaan aflaai. Ons elke een het ons eie rolle. Ons elke een is beter met 'n spesifieke taak. Wanneer iemand goed is met die finansies, en jy weet, jy is nie goed nie, laat hulle die finansies hanteer. Geen nie om of dit die man of vrou in die huwelik is nie. Wanneer ons met mekaar genoegsaam praat en besef, my man het nodig om 'n bietjie by die viswaters te gaan sit, want hy moet herlaai. Hy's 'n introvert. Of my man het nodig om darts te gaan gooi saam met sy vriende, want hy's 'n ekstrovert. Hy het dit nodig. Dan is ons besig om mekaar se tankies vol te maak. Dit help nie om by 'n resep te bly nie. Jy kry verskillende modelle. Jy kry verskillende resepte om 'n huwelik te laat werk. Maar die geheim is, as jy jou huwelik wil laat werk, sal jy hom laat werk. As jy wil opgee, gaan jy seker maak, jy gee op. Hou aan werk aan die huwelik. Dit is 'n belofte wat jy gemaak het, voor God, voor mense wat baie lief is vir jou. Begin om jou man of jou vrou weer te leer ken. Dis nooit te laat nie. Gaan vind daardie mens waarop jy verlief geraak het. En gaan hê hulle lief, soos wat Christus ons lief het. Mag jy 'n mooi dag hê en ek hoop hierdie was insiggewend vir jou.